Hallo julle en welkom by vandag se Tekkiesdiens. Hoop jou week was regtig baie lekker. Voel dit raak nou al so 'n bietjie koeler deur die week en ek hoop daarom julle almal is gesond en het regtig lekker geslaap ook. Ek wil sommer begin met 'n storie van 'n seentjie met die naam Benny. En Benny kon nie lekker gesien het toe hy 'n kind was nie. En hy het dit glad nie eens agtergekom nie. Sy ma het dit nie agtergekom nie, sy pa het nie agtergekom nie sy ouma of sy oupa nie. En nie eens sy beste vriende by die skool het agtergekom dat Benny nie goed kan sien nie. En Benny self het gedink, ag dit is maar hoe dit is. Almal sien seker hoe ek sien. En hulle prentjies wat hulle sien en is ook maar so blurry en kan nie so duidelik wees nie. So dit het nie Benny geplan nie, want hy het gedink almal sien soos wat hy sien. En toe het hy so begin groter raak en toe kom sy maar agter maar Benny sit al hoe nader aan die TV om TV te kan kyk. En sy oupa het gesien maar Benny moet baie nader die boek aan sy oë sit om mooi te kan lees. En sy juffrou by die skool het agtergekom dat hy nie lekker meer op die bord kan sien wat hy moet skryf in sy boeke nie. En toe sê sy mamma, kom ons vat jou dokter toe, na die oogdokter toe, en toe sê die dokter vir hom, jy moet 'n bril kry. En eers het Benny glad nie daarvan gehou nie, want hy het gedink die kinders gaan hom spot, maar toe hy daai brille opsit, toe sit amazing, want toe sien hy die hele prentjie en hy sien, maar bome het actually blare, want hy het net sulke blur gesien en hy kon nie lekker sien nie. So ewe skielik het daar vir hom 'n nuwe wêreld oopgegaan. Hy kon sy ma se gesig mooi duidelik sien. En hy hoef die boek nie meer so naby aan sy gesig te gehou het nie. En hy hoef ook nie meer heel voor in die klas te gesit het nie, want hy kon nou baie mooi en baie beter gesien het. Nou julle, in vandag se storie wat ons gaan lees in die Bybel, gaan dit ook oor twee mense wat nie so mooi kon sien en nie so mooi kon verstaan nie. Miskien kan jy dalk baie goed sien met jou oë, maar almal van ons sukkel partykeer om die groter prentjie raak te sien en die groter prentjie te kan verstaan. En dis so 'n bietjie waaroor ons vanoggend gaan gesels. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie vir u genade en u liefde in elkeen van ons se lewens. Dankie Here dat ons nou ook saam uit die Bybel uit kan lees. Here, kan hoor wat u vir elkeen van ons wil sê, en dankie dat u ons ook wil seën met u liefde en met u vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons sing ook nou hierdie volgende liedjie saam. U was, u is en u sal ook wees. U was, u is en u sal ook wees. Heilig is u naam. Heilig is u naam. Heilig is u naam. Heilig is u naam. Here, wie is daar soos u? Wie kan staan voor u? Majesteit, ons buig voor u. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit, ons glo in u. Ons glo. En u sal ook wees. U was, u is en u sal ook wees. Heilig is u naam. Heilig is u naam. Heilig is u naam. Heilig is u naam. Here, wie is daar soos u? Wie kan staan voor u? Majesteit, ons buig voor u.
Majesteit ons glo in U. Here, wie is daar soos U? Wie kan staan voor U? Majesteit ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit ons glo in U. Ons glo. Ons glo. Ons Bybelstorie kom vanoggend uit Lukas 24 van vers 13 af tot en met vers 35. Ek gaan vir ons uit die boodskap vertaling lees. 2 van Jesus se volgelinge het op daardie Sondag besluit om terug te gaan na die dorp waar hulle gebly het. Nou daardie Sondag beteken, dis die Sondag wat Jesus uit die dood uit opgestaan het, daai selfde Sondag. Hulle dorp se naam was Emmaus, so 12 kilometer buite Jerusalem. Hulle twee was ernstig aan die gesels oor die gebeure van die afgelope naweek. Julle weet mos nou wat het daai naweek gebeur, nê? Jesus wat aan die kruis gesterf het en die soldate wat hom gevange geneem het en daai hele storie ken julle mos nou baie goed. Ons het oor Paasnaweek het ons daaroor gepraat. Terwyl hulle met swaar harte geloop en praat het, hulle was mos nou hartseer want Jesus was hulle beste vriend en Jesus is dood. Het Jesus by hulle aangesluit en saam met hulle verder gestap. Maar hulle het hom nie herken nie. Wat loop julle so ernstig en praat? En hoekom lyk julle so hartseer? Vra Jesus vir hulle. Kleopas, een van die twee, sê toe vir hom, wat? Ek kan nie glo jy vra so iets nie. Jy kom dan nou uit Jerusalem uit. Het jy nie gehoor wat die afgelope naweek daar gebeur het nie? Wat? Vra Jesus toe. Wel, Jesus van Nasaret, daardie groot boodskapper van God, is Vrydag daar doodgemaak. Hy het groot wonderwerke gedoen en met gesag oor God se nuwe wêreld gepraat. Maar toe het die spilgodsdienstige leiers van ons volk hom gevang. Daarna is hy skuldig bevind en gekruisig. Ons het so gehoop dat Jesus regtig die groot verlosser van Israel sou wees. Hy het dan vir almal gesê dat hy ons kon verlos. Maar hy was verkeerd, want hy is nou dood en begrawe. Ja, vandag is hy al 3 dae dood. O ja, ons het ook nog ander nuus gehoor wat ons baie omgekrap het. 'n Klompie vroue wat saam met ons vir Jesus gevolg het, was vanoggend vroeg daar by sy graf, maar sy liggaam was skoonveld. Hulle kom vertel toe vir ons dat engele daar na hulle toe gekom en vir hulle gesê het, Jesus leef weer. 'n Paar ander mense het toe vinnig na die graf toe gegaan en dit leeg gekry. Jesus se liggaam was nie meer daar nie. Jesus sê toe vir hulle, ek kan nie glo julle geloof is so klein nie. Hoekom glo julle nie wat God se boodskappers in die Bybel sê nie? Weet julle nie dat die Messias, God se gestuurde, eers moes kom ly voordat hy na sy hemelse woning teruggaan nie? Toe het Jesus stap vir stap vir hulle verduidelik wat Moses en al die ander profete in die Bybel oor hom geskryf het. Later het hulle by Emmaus aangekom. Dis nou die dorpie waarheen hulle op pad was, né? Toe Jesus sê dat hy nog verder moet stap, het die twee dadelik gesê, nee, wag, kom bly asseblief vanaand by ons oor. Dis net nou donker. Jesus het ingestem en saam met hulle na hulle huis toe geloop. Onthou, hulle het nog steeds nie geweet dit is Jesus wat saam met hulle was nie. 'n Rukkie later, toe die aandete klaar was, het hulle by die tafel gaan aansit. Jesus vat toe die brood, hy bid en sê vir God dankie, en hy deel dit aan hulle uit. Toe gaan die twee se oë skielik oop. Hulle het Jesus herken. Maar voordat hulle nog iets kon sê, het hy verdwyn. Dis waar, het hulle bly vir mekaar gesê. Ons moes dit eintlik al besef het, toe hy net nou so oortuigend uit die Bybel met ons gepraat het. Toe hy vir ons gewys het wat regtig daar staan, het ons harte omtrent opgewonde geklop. Dadelik het die twee opgestaan
en vindig in die donker teruggestap Jerusalem toe. Toe hulle daar aankom, is hulle direk na die plek toe waar die 11 disippels en die ander volgelinge van Jesus was. Maar voordat die twee 'n woord kon uitkry, sê die apostels en die ander vir hulle, ons het goeie nuus vir julle. Jesus leef, hy het aan Simon Petrus verskyn. Ons het net sulke goeie nuus vir julle, sê die twee. Hulle vertel toe hoe Jesus saam met hulle kom stap het en hoe hulle hom herken het toe hy die brood daar in hulle huis gebreek het. Nou ek gaan vir julle gou 'n prentjie wys van 'n puzzle. En dan sê hulle vir my wat julle sien. So hier is die eerste prentjie. Wat sien julle in hierdie prentjie? Dis mos eintlik niks, nê? Dis maar net 'n paar stukkies puzzles. Jy kan eintlik niks sien wat daar aangaan nie, nê? OK. Tweede prentjie. Wat sien julle nou in hierdie tweede prentjie raak? Wie van julle het gesê dis 'n olifant? Natuurlik, nê? So jy kan sien daar's 'n bietjie van 'n vorm van 'n olifant daarso. Maar wat nou van die ander gedeelte van die prentjie? Dit lyk soos 'n olifant, maar ons het nog nie die volle puzzle gebou nie, nê? Daar's nog 'n paar stukkies wat nog moet bykom. So die derde prentjie, kom ek wys hom gou vir julle nou. Wat sien julle in hierdie prentjie nou alles raak? Hier is eintlik 'n klomp goed, nê? Daar heel onder is 'n muis, en dan is daar 'n kat, en dan is daar 'n hond, en dan is daar 'n perd, en dan is daar 'n gorilla hier aan die kant, en dan is daar nog natuurlik die olifant ook, nê? So elke keer toe dan nog stukkies van die puzzle bygekom het, kon jy die groter prentjie duideliker sien, nê? En dieselfde julle gebeur in ons Bybelstorie ook. Toe hierdie twee vriende van Jesus gestap het. Eers het hulle nie besef, dit was Jesus wat by hulle op die pad aangesluit het nie. Maar hoe meer tyd hulle saam met Jesus spandeer het, en hoe meer met hom gesels het, en hoe meer hulle van hom gesien het, het hulle uiteindelik besef, dat dit Jesus is, wat werklik opgestaan het uit die dood uit. Hulle het nie besef dit is Jesus nie, want hulle het nog nie al die stukkies van die puzzle gehad, om te besef dat dit hy is nie. Maar toe hulle al die stukkies van die puzzle gehad het, het hulle verstaan. Nou wat is hierdie 3 puzzlestukkies wat hulle moes bymekaar sit? Die eerste ene was die stories van Jesus. Onthou, toe Jesus daar by hulle op die pad, terwyl hulle besig was om te stap, by hulle aangesluit het, waaroor het hulle gepraat? Hulle het gepraat oor die stories van Jesus, nê? Van wat gebeur het, en die wonderwerke wat hy gedoen het, en ook wat daai naweek gebeur het, nê? Van die Vrydag, die Donderdag en die Vrydag en die Saterdag, en dan selfs daai oggend ook, nê? So die stories van Jesus is die eerste puzzlestukkie. Die tweede puzzlestukkie is die ander stories van die Bybel. En onthou, dit is wat Jesus met hulle oor gepraat het. En hy het met hulle mos gepraat oor die geskrifte en die profete en dit wat Moses ook gesê het, en so die ander Bybelstories waaroor Jesus met hulle gepraat het en hoe Jesus dit vir hulle verduidelik het en uitgelê het sodat hulle 'n bietjie daarvan kon verstaan. Dis die tweede puzzlestukkie. En die derde puzzlestukkie wat vir hulle hierdie prentjie mooi kom volmaak het, gebeur daarso waar hulle in die huis saam met Jesus was. Nadat Jesus gebid het en die brood vir hulle gedeel het, het hulle oë skielik oopgegaan. Hulle het saam gebid. En dit is die derde puzzlestukkie. Toe al 3 hierdie stukkies van die puzzle in plek was, toe kon hulle uiteindelik sien dat dit werklik Jesus is wat opgestaan het uit die dood uit. En toe hulle besef dit is Jesus, wat het hulle gedoen, nê? Hulle het vinnig, dit was al aand gewees, dit was donker, en hulle het vinnig hulle goedjies gevat en hulle het Jerusalem toe gestap, 12 kilometer, ek dink daai 12 kilometer het hulle sommer gehardloop, want hulle was so bly oor dat hulle vir Jesus gesien het. En hulle gaan vertel toe vir die ander disippels, hulle ander vriende, van dit wat hulle gesien het. Eintlik, wat hulle doen is, hulle daai 3 puzzlestukkies gaan hulle vertel vir hulle vriende van daai 3 puzzle. Hulle praat met
met hulle oor Jesus se storie. Hulle praat met hulle oor hoe Jesus dit vir hulle verduidelik het en die ander stories van die Bybel mooi verduidelik het en hulle het ook saam met mekaar gebid. Julle en net so is dit waar in elke een van ons se lewens. Wanneer ons saam met Jesus tyd spandeer in die Bybel om stories van Jesus daar te lees, wanneer ons ander stories in die Bybel ook lees in die Ou Testament en Paulus se briewe, dan leer ons iets van Jesus, maar wanneer ons ook saam bid, leer ons meer van wie Jesus is en hoe Jesus is. Julle, en dit help ons om uiteindelik hierdie groot prentjie raak te sien. Dit help ons om uiteindelik te verstaan dat Jesus God se seun is, dat Jesus lief is vir elkeen van ons, dat Jesus ons vergewe, dat Jesus die verlosser van hierdie wêreld is, en uiteindelik natuurlik dat Jesus werklik opgestaan het uit die dood uit. Dit is wat ek en jy kan glo. En dan moet ons ook soos hierdie twee vriende opgewonde wees daaroor, oor hierdie nuus van wie Jesus is. Dat ons dit vir ander mense wil gaan vertel, sodat hulle ook hierdie 3 puzzelstukkies, Jesus se stories, ander stories van die Bybel, en dan ook om saam te bid, en God se woord, en ook die brood, die nagmaal, saam met mekaar te kan deel, en saam te kan geniet. Julle, want God se genade was nie net vir daai 2 mense op die pad nie. God se genade en sy liefde was nie net vir die disippels nie. God se genade en sy liefde is ook vir almal van ons, en ook vir die wat dit nog nie gehoor het en beleef het nie. Daarom behoort ek en jy dit ook te kan gaan vertel, en te gaan deel met ander mense. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie vir u liefde en u genade. Dankie dat u ons stuur, soos u ook hierdie 2 vriende van u aangeraak het met u liefde. Here, dankie dat hulle oë ook oopgegaan het, om te kan sien wie u werklik is, dat u waarlik opgestaan het uit die dood uit en dat u leef. Here, en net so wil u elkeen van ons ook vanoggend kom herinner, dat u waarlik opgestaan het. Here, help ons om tyd te spandeer saam met u, deur die Bybel, deur gebed, deur dit met ander mense te deel, sodat ons u beter kan leer ken, sodat ons die groter prentjie en die groter puzzel beter kan verstaan. Dankie, Here, dat u ook die pad saam met ons stap, net soos wat u die pad gestap het ook met die 2 vriende wat op pad was na Emmaus toe. Dankie dat u ons nooit alleen los nie. Ons bid dit net in Jesus Christus se naam. Amen. Jy het ook nou geleentheid om vir die Here dankie te sê met jou dankoffer. Onthou, die volgende 2 Sondag het ons lang naweke, so ons het nie 'n tekkiesdiens wat ons gaan opneem nie. Ons sien julle dan weer na die volgende 2 lang naweke. Pas julle self mooi op en mag julle ook die genade en die liefde van Jesus ervaar. Sien julle weer volgende keer.